Goeiemôre, goeienaand. Baie welkom by NG Kroonstad Noord se psalmwysheid oordenking. Ons bid wysheid uit die woorde van Psalm 27. Ek gaan jou geleentheid gee om vir 'n oomblik tot rus te kom. Psalm 27. Die Here gee my moed. 'n Dawidspsalm. Die Here is my lig en my redding. Vir wie moet ek dan vrees? Die Here is my lewenstoevlug. Vir wie sal ek dan bang wees? Wanneer bose mense kom om my te verslind, my vyande en teenstanders my aanval, struikel en val hulle. Al sou 'n magtige leer teen my optrek, ek sal nie bang wees nie. Al sou hulle my aanval in 'n geveg, selfs dan sal ek hoopvol bly. Een ding vra ek van die Here, en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly, al die dae van my lewe. Om my te verbly in sy goedheid, en in sy tempel daaroor na te dink. Want as gevaar dreig, sal hy my wegsteek. Hy sal my in sy woning verberg. Hy sal my op 'n hoë rots laat staan. Dan sal ek my kop hoog oplig, bokant my vyande wat my omring. In sy woning sal ek offers van vreugde bring, terwyl ek sing en met musiek die Here loof. Luister tog na my as ek roep, Here. Wees genadig, verhoor my gebed. U het vir my hart gesê, kom en dien my. Ek antwoord, Here, ek kom, ek dien u. Moenie u vir my verberg nie, of u dienaar in toorn verwerp nie. U was nog altyd my helper. Moenie my nou verlaat nie, moenie my in die steek laat nie, God van my verlossing. Selfs al sou my pa en my ma verlaat, die Here sal my styf vashou. Leer my hoe om te lewe, Here. Lei my op 'n gelyke pad, want my vyande wag my in. Moenie my oorgee in die hande van my vyande nie. Hulle bring vals getuies teen my en hulle blaas geweld aan teen my. Tog is ek daarvan oortuig. Die Here se goedheid sal ek sien hier in die land van die lewendes. Vertrou op die Here. Wees sterk en skep moed. Ja, vertrou op die Here. Ons lees net tot sover. Hierdie hele Psalm se fokus is op die ongelooflike en besondere voorreg wat ons het, om werklik by die Here te kan wees. Om werklik die Here se teenwoordigheid te kan geniet en ervaar. So die Kelte het baie lank gelede geglo dat daar sekere plekke is waarheen jy kan gaan om nader aan God te wees, om nader aan God te voel. Hierdie plekke het hulle dan dun plekke genoem. Psalm 27 vertel vir ons juis van sulke dun plekke waar mens en God mekaar ontmoet, in ons beskryflike nabyheid en diepe intimiteit. Ek dink byvoorbeeld aan frases soos, een ding vra ek van die Here, en dit sal ek bly soek, om in die huis van die Here te bly, al die dae van my lewe. Om my te verbly in sy goedheid, en in sy tempel daaroor na te dink. In sy woning sal ek offers van vreugde bring, terwyl ek sing en met musiek die Here loof.
Tog is ek daarvan oortuig, die Here se goedheid sal ek sien hier in die land van die lewendes. Hierdie frases beklemtoon hierdie onbeskryflike voorreg om in God se teenwoordigheid te leef. Dorothy Bass skryf graag oor hierdie dun plekke en sy vertel in haar skryfwerk die verhaal van 'n ma en haar kinders wat elke aand voordat hulle gaan slaap, vra sy dan nou vir die kinders 'n vraag. Anders as wat ons gewoonlik doen om te vra hoe was jou dag, het hierdie ma die vraag verander en sy vra vir hulle, waar het jy vandag vir God ontmoet? En dan lê hulle nou in die bed en hulle vertel vir hulle ma hoe hulle God ontmoet het. Die kinders sal byvoorbeeld vertel en sê, 'n onderwyser het my vandag by die skool gehelp. En dan sal een van die ander kinders sê, dat hulle hierdie boom gesien het wat besig is om te verkleur met die mooiste herfsblare. En as hulle die kinders klaar vertel het hoe hulle God ontmoet het in hierdie dag wat verby is, dan sou die ma vir haar kinders vertel waar sy God in hierdie dag ontmoet het. En so gaan hulle saam, ma en kinders, hierdie dun plek binne. Hulle beleef hoe God werklik na aan hulle is. Ons staan in hierdie week, in die tweede lydensweek van 2025, en lydenstyd is juis 'n tyd waarin ons die voorreg het om geloofsdissiplines te kan beoefen. Kom ons beoefen Psalm 27 se wysheid as 'n geloofsdissipline in hierdie oorblywende weke van lydenstyd. So in plaas daarvan om vir iemand te vra, hoe was jou dag? Want kom ons wees eerlik, ons is soms nie baie lus om te luister na die antwoorde wat mense gee op hierdie vraag oor hoe was hulle dag nie. So in plaas van, hoe was jou dag? Kom ons vra eerder, waar het jy vandag vir God ontmoet? Mag ons dan in hierdie tyd, deur hierdie geloofsdissipline te beoefen, werklik hierdie dun plekke in die alledaagse lewe ontdek, waar God en jy naby aan mekaar is.